1 Konings 19 vertel vir ons grepe uit Elia se lewe. Na die Karmel gebeure, waar hy die offer gebring het, vuur van die hemel afgebid het, en die oorwinning oor die Baalpriesters behaal het, het die gees van die Here oor hom gekom, en hy het voor Agab se wa uitgehardloop. En dan begin hoofstuk 19, en dan vertel dit die ander uiterste van Elia se lewe. Agab het vir Jezebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Jezebel 'n boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê: mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. Elia het gevlug. Hy is deur vrees aangedryf. Hy het sy slaaf gelaat en het 'n besembos gaan sit en gewens hy was dood. Daar het hy gebid: nou is dit genoeg, Here, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Daar in die woestyn het die Here 'n engel gestuur om te sê: word wakker en eet. Dit het 2 keer gebeur, want daar was 'n reis vir hom voor. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop, tot by Horeb, die berg van God. Hy het in die grot ingegaan en die nag daar deurgebring. En dan sê die Here, hy moet uitkom, hy wil verbygaan. Maar die Here sê vir hom: kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy gesig met sy mantel toegemaak en die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: wat maak jy hier, Elia? Daar is die bekende koffie-eksperiment waar hulle 'n vreemde persoon gevra het om 'n beker koffie vir 15 minute lank vas te hou. En dan het hulle vir daardie persoon 'n stuk prosa gegee om te lees, en dan het die persoon die hoofkarakter uit die prosa stuk beskryf. Daardie persone wat 'n warm koppie koffie vasgehou het, het geneig om die hoofkarakter as warm en innemend te beskryf, terwyl daardie persone wat 'n koue koppie koffie in hulle hand gehad het, geneig was om die hoofkarakter as koud en kil te beskryf. Dis 'n eksperiment wat net vir ons wys hoe ons as mense reageer op ons omstandighede. Ander voorbeeld wat jy baie self ken, is om kinders dop te hou en net te kyk hoe hulle gedrag verander wanneer 'n ma of pa in die kamer instap. Of jouself, wat sou jy op 'n ander manier gedoen het, of wat sou jy anders gedoen het, as daar ander mense nou saam met jou in dieselfde vertrek was as wat jy nou is? So kom ons agter dat ons reaksies op ons omgewing is nie iets waaroor ons dink nie. Dit gebeur eintlik sommer net spontaan, want wanneer daar verandering in ons omgewing is, dan is daar hierdie emosionele reaksie, en uit die emosionele reaksie, positief of negatief, besluit ons hoe om op te tree. Nou jy kan nou jouself indink aan die 2 groot emosionele uiterstes van Elia se lewe. Eers hierdie gevoel van: hier is my oorwinning, hier is my regverdigheid, hier word gewys dat ek is die profeet vir die lewende God. Kan jy jouself indink aan die euforie van toe die Heilige Gees van hom besit neem en hy selfs voor Agab se stryd wa weghardloop? Maar net die volgende dag vind hy homself onder 'n besembos en hy bid om te sterf.
watse emosionele uiterstes gaan 'n mens nie deur om jou lewe te lei nie? En hier is die vraag. Behoort ons lewe te lei deur onsself oor te gee aan hierdie emosionele uiterstes? Of is daar 'n ander manier? Jy weet, tussen dit wat in ons omgewing gebeur, daardie stimulus, dit wat verander, en uiteindelik ons respons, is daar 'n stukkie heilige grond. En ons kan soos 2-jariges die lewe gaan en sê, weet jy, dit wat ek voel, dit moet ek uitleef, dit wat ek voel, dit moet ek sê. En dan is ons soos 2-jariges wat net nie regtig in die lewe kan vorder nie, want daar is altyd een of ander emosionele hindernis wat in die pad is. Maar in daardie spasie, tussen hier het iets in my omstandighede verander, en daar is my respons, is daar 'n geleentheid om in ons geloof te groei, as ons gesê word, maar ek gaan nie langer deur emosie gedring word nie, ek gaan eerder gelei word deur geloof. Dink bietjie aan hierdie idee dat emosie wat jy voel, bepaal jou horison. Die emosie wat jy voel, bepaal wat jy sien, bepaal wat jy dink, bepaal waarvoor jy kan sien. Positief of negatief. Dit is daardie horison dat Elia nie hoop gesien het, nie uitkoms gesien het nie, hom moedeloos onder die besembos laat lê het en gebid het dat hy maar net moet sterf. Maar wat die Here doen, die Here wil vir hom wys dat aan die ander kant van die horison, wat jy sien, aan die ander kant van die horison, wat jy voel, aan daardie ander kant, is daar iets wat beter is om jou lewe mee in te rig. Jy sien, hierdie emosionele respons wat ons het, ons dink nie regtig daaroor nie. Dis eintlik iets wat sommer net gebeur. Jy skrik en as jy skielik kwaad, jy het nie gedink om kwaad te word nie, jy is net kwaad. Daar is outomaties, maar wanneer ons wil ontgin, die geloofswaarde van hierdie verandering in omstandighede, wanneer ons wil ontgin, die belofte van die Here, wat ek miskien nie nou kan sien nie, wat aan die ander kant van die horison sê, dan sê ek, weet jy, ek sal nou hier moet reageer met 'n vaste keuse, nie gedring deur my emosie nie, maar gelei deur my geloof in die belofte wat God ook vir my het. En daar is 'n ander aspek van hierdie tipe reaksies wat ons het. En dit is dat hierdie reaksies is net korttermyn. Wanneer ons hierdie verhaal lees, dan gaan ons agterkom is Elia se drywende reaksie vrees. Hy was bang vir sy lewe. Hy was bang om dood te gaan. En vrees het gemaak dat hy gevlug het. En interessant, né? Hy is bang, Jezebel maak hom dood, dan vlug hy in die woestyn in, net om daar te bid dat hy self sal doodgaan. En dis wat hierdie emosies aan ons doen. Hierdie emosies, ongeag wat jy die emosies 'n naam gaan gee, hierdie emosies wat ons voel, is net 'n korttermyn ding wat ons 'n korttermyn wegkom wil hê. En dan so dikwels dink ons kom weg van die emosie af, net om hom daar in ons eie persoonlike besembos, net om hom daar weer te kry. Maar wanneer ons lewe rig, nie volgens die emosie wat ek nou voel nie, maar volgens die belofte van God aan die ander kant van die horison, dan ontdek ek dat daar is 'n langtermyn plan vir my lewe. Dat my lewe gaan nie net oor hierdie oomblik nie. Dat die Here is besig om iets groters in my lewe, met my lewe, in my te doen. En hy vra dat wanneer ons onder die besembos is, ons sal eet, sal drink, ons sal sterk word, want aan die ander kant van die horison, daar lê jou lewensroeping. Kom, vat ons 'n maklike voorbeeld, sê ons, hoe jy jou lewe leef. Jy kan jou lewe leef soos 'n termometer. En dan wat die termometer doen, hy sê, wat is die temperatuur van die kamer? Nou is jy bietjie koud en nou is jy bietjie warmer. En dan bly jy altyd reaktief. As jy koud is, reageer jy so. As jy warm is, reageer jy so. As jy te warm is, reageer jy so. As dit verby vriespunt is, reageer jy so. Dis nie 'n termometer van jou eie lewe. Maar wat daarvan, as jy besef dat die Here het jou gemaak om termostaat te wees. Jy meet nog steeds die temperatuur.
Jy weet nog steeds of dit koud is en of dit warm is, of dit vries en of dit kook. Maar dan kan jy aanskakel, dan kan jy aktief raak, sodat die temperatuur van die kamer, die temperatuur van jou lewe kan word, soos God jou geroep het om dit te doen. Jy moet verstaan, jy het 'n roeping in jou eie lewe, jy het 'n invloed in jou eie lewe, jy het 'n verantwoordelikheid in jou eie lewe, daarom mag jy jou nie self net oorgee aan die emosie wat jy voel en gaan lê onder die besembos nie. Jy sien, God het 'n leidende hand in 'n mens se lewe. Dit is immers hy wat die belofte maak. En dit is hy wat in jou lewe teenwoordig is op so 'n manier, dat daardie beloftes ook in jou lewe uiteindelik verwesenlik word en sigbaar word, dat jy daaruit kan leef en die ander mense rondom jou daaruit kan leef. En wanneer jy nou weer na jou omstandighede kyk, dan is daar 'n vraag wat jy konsekwent moet antwoord. Wat anders kan dit ook beteken? Jy weet, ek kan verstaan dat vrees hom beetgepak het. Ek kan verstaan, want waar gaan kruip 'n mens weg vir Isebel se wreedheid en vir haar greep op die land? Waar gaan kruip 'n mens weg? Weet jy wat kon dit ook beteken het? Dit kon ook beteken het dat sy nie in die eerste plek haar na Elia rig nie, maar na God. Wat kan dit ook beteken dat hy onder die doringbos gaan lê het? Hy wou daar sterf. Maar wat het daar gebeur? Hy het kos en water van 'n engel ontvang. Daar is hy versterk en moed ingepraat. Daar het hy gerus. Wat kan dit ook beteken? Dat hy gereis het 40 dae. Want daar is 'n 40 dae tema in die Bybel. Christus ook 40 dae voor sy bediening in die woestyn. Die 40 dae tema wat 'n sterk voorbereidingstema is. Om te sê dat hierdie tydperk wat ek nou in die woestyn is, hierdie tydperk wat ek deur my emosies oorweldig is, hoe is dit 'n voorbereidingsding wat die Here besig is om in my gereed te maak, sodat ek geheilig kan word, sodat ek gesuiwer kan word, sodat ek sterker kan word. Want daar is vir jou verseker nog 'n lewensreis voor. Jy sien, hy het gedink hy gaan onder die besembos sterf. Dit was sy gebed. Maar wat sê die engel vir hom? Dit beteken ook iets anders. Dat hierdie is die begin van 'n reis. Jou reis is nog nie klaar nie. Jy moet sorg dat jou binnekant in plek kom. Jy moet sorg dat jy fisiese lewenskrag het, want jou reis is nog nie klaar nie. Jy moet opstaan. En jy moet die Here gaan ontmoet. Daar is 'n belofte vir jou ook. Die feit dat jy nie ander kan die horison kan sien nie, of die feit dat jy nie ander kan die horison kan voel nie, beteken nie daar is nie 'n belofte vir jou nie. En die belofte van die Here kan jy in die plek sien. Hy het in die woestyn ingegaan. Maar weet jy, daar in die woestyn het die Here alreeds 'n besembos voorberei om 'n plek te wees, om 'n engel te ontmoet, om te rus, fisies en emosioneel gesterk te kan word. Sien, daar's 'n plek gewees vir Elia, selfs in die woestyn. So is daar 'n plek vir jou in jou lewe. Selfs al kan jy nie verby hierdie horison nou sien nie, is daar 'n plek vir jou tussen jou familie, is daar 'n plek vir jou in jou gemeenskap, is daar 'n plek vir jou, en in daardie plek moet jy jouself vind
om deur die Here verkoop te word. Die belofte van die Here gaan egter nie net oor plek nie. Die belofte van die Here gaan ook oor die ontsluiting van jou lewe. Gaan ook daaroor dat jou lewe is nog nie klaar nie. Jy het nog 'n opdrag om te doen, jy het nog 'n roeping, jy het nog 'n verskil om te maak. En laat dit wat nou met jou gebeur is die voorbereiding uiteindelik vir die verskil wat jy moet gaan maak. Jy sien, jy dink dalk jy is oorgegee aan die emosie, maar die belofte van die Here is groter, beter as enige emosie wat jy voel. En dit is wat jy verkoop. Dit is wat jy laat opstaan. En dit is wat jy die rigting gee om die reis wat vir jou voorlê met geloof in die hart te kan stap. En dan kom jy by die grot aan. Het jy gewonder wat is die verskil tussen die grot en die besembos? Wel, Elia het die woestyn ingegaan om daar te sterf, hy het dit gekies, maar die Here het hom gelei na die grot toe. Jy sien, as jy nou terugkyk, jy mooi kyk in jou lewe, gaan jy sien in die hand van jou lewe, hoe hy jou lei en hoe hy die voorbereidingswerk van die Here, of dit nou fisies is, of dit emosioneel is, of dit geestelik is, hoe die voorbereidingswerk in die Here vir jou bring by hierdie plek, waar jy die Here sal ontmoet. Die ontmoeting met die Here wys vir ons wat in Elia se binnekant anders is, nou dat hy in die grot is, as totdat hy van die Jezebel weggevlug het. Jy weet, die Here verskyn in magtige verskynings. Aardbewing, vuur, sterk wind, alles mag. Waarvoor het Elia gevlug? Hy het gevlug vir die mag vertoon van die Jezebel. En hy het nie gedink dat die mag van die Here hom daaruit kan red nie. Maar toe hy nou daar by die grot staan, te besef hy, maar hy hoef nie te skrik vir die wind, of hy hoef nie te skrik vir die aardbewing, of hy hoef nie te skrik vir die Jezebel nie. Hy het nou sterk geword. Maar die oomblik toe hy besef, die teenwoordigheid van die Here is in die stil wyntjie, toe bedek hy sy gesig. Dis 'n daad van aanbidding. Dis 'n daad van besef dat die verskil in my lewe word gemaak deur die teenwoordigheid van die Here. En dan sê die Here vir hom, gaan terug, gaan wees 'n profeet. Dis waarvoor jy gebore is, dis waarvoor jy geroep is, dit is wat jy in jou lewe moet doen, gaan terug, gaan wees 'n profeet, en dan stuur jy hom weer uit. Dus ek moet vir hom vra, wat maak jy hier? Wat maak jy asof jy nie reeds deur die 40 dae is nie? Wat maak jy asof jy nie reeds versterk is nie? Wat maak jy asof ek nie reeds in jou werk nie? Wat maak jy nog hier? Jy het my teenwoordigheid. Jy het my aktiwiteit in jou lewe. Jy het my wat jou stuur. Jy het my wat jou vooruit gaan. Wat maak jy hier? Asof dit nie waar is nie. Jou lewe lê nog voor. Ek stuur jou terug na jou man of jou vrou, na jou kind, na jou ouer. Ek stuur jou terug na jou mense, jou lewe toe, maar hierdie keer is jy anders, beter, sterker, fisies, emosioneel en geestelik, want die belofte wat agter die horison lê, het nou deel van jou geword. Daar is 'n ander eksperiment wat hulle gedoen het, om vir mense rolle toe te wys, en dan het hulle vir party mense rol toegewys van prisoneer, en vir ander rol toegewys van bewaarder. En dan, in hierdie rolle wat hulle toegewys het, was dit snaaks hoe die persoonlikheidstipes hierdie rol aangeneem het, en die wat bewaarders geword het, skielik autoritair geword, en is opgestaan en gesê, wat ek sê, dit moet jy doen. Maar by hulle wat prisoneers geword het,
Hulle het ewe skielik gehoorsaam, teruggetrokke, net deel van die groep geword. Jy sien, jy moet jou rol ken, want wanneer jy teruggaan, moet jy daai rol in jou familie gaan vervul. Elia se rol was om profeet te wees. Wat is jou rol? Jou rol is aan jou naam gekoppel. Jou naam is die hoogste rol wat jy moet volstaan. Om jou naam vol te staan in jou huisgesin, by jou man, jou vrou en jou kinders, om jou rol vol te staan in die finansiële uitdagings wat daar is, om jou rol vol te staan in die gemeenskap. Want dit is God wat jou daartoe bekwaam gemaak het. Dit is God wat jou daartoe geroep het. En dit is God wat jou daarna toe stuur. Gaan, wat maak jy nog hier? Amen.